Gemeenskapsnuus saam met Geselsnet nuus, episode 22. Maggie, dit was 'n lekker week geweest. Draak al warmer, né? Te doen. Ek het nie meer my dit baadjie aan nie, so dit sê baie. Ja, wat dink julle? Raak dit warmer? Ek dink dit doen nogal regtig, maar die wind is bietjie lastig. Ek hoor hom in die die wind aande. is aaklig, né? Maar kom Ons ons moet hoop dit gister hou nie die mense weg van die kuier af nie. Hierdie naweek het ons nou nie baie events en goeders nie. Ja, maar ons moet nou die Maar- naweek voorby tyd. Ja, So dan dis was daai ons nie- middel van die maand Ja, naweek. Die afskeep afskeep ene. brood. Waar as ons ek hoor as mense wat sê hulle skep hierdie naweek is Dit so is- af dit is. dat as hulle worsrolletjies uitdeel, dan vat hulle die worsie en sny hom in die helfte en dit word dan twee gedeel. Rarig, Maar ja. Maar ja, hier, ten hoekom? spyte van dit- Hulle spaar geld vir môre, want môre gaan ons lekker eet. Ja, presies. Ten Môre is spyte die van dit, Flavorfest. Baie geld het wat Ja. op die kan gaan doen. Die Flavorfest. Maar hier's nou die lekker ding. Die Flavorfest by die Portugese saal môre van 10:00 tot 5:00. Dis net R10 om in te gaan. Moet sien. Dit is verniet eintlik. Dit is eintlik gratis. Ek wil regtig 'n bietjie gaan kyk. Ek wil ook 'n draaidag maak. Ons is Ek weet genooi. Eerlik, ja. So ja, ons moet daai ding gaan doen. Ek wil 'n bietjie gaan rondkrap daar tussen van die lekker eetgoedjies en van ons gunstelinge gaan daar Griekse wees. kos. Ja. Dit is wat ek wil doen. En dan natuurlik by Star Raceway is die Can Survive. Ja, dis reg, Een ja. kommissie. Dit is ook van 10:00 tot 1:00. Jy moet maar die besonderhede Kyk daar net dop op hou ons en vir wat gebeur Tanya waar. daar kontak. Ja. En ek dink is Tanya wat dit Dis is. Tanya, dis Tanya. reg. En dan natuurlik die manne wat hierdie naweek is weer 'n rugby naweek. En dis nie net Suid-Afrika wat speel teen Portugal nie. Ja, nou, skus my, het hulle nou nie die flippin game net eintlik weggegee laas naweek nie. Weet jy wat? Daar's baie bespiegelinge daar. En ongelukkig werk rugby so. Al maak die ref 'n fout. Dit bly so. Punt. Dit word nie later verander nie. Nee. Dit is the judge's decision is final. En onthou, ons moet aanvaar tot 'n ref kan 'n fout maak, Ja, né? ja. Kyk, Ek moet 'n sê, ek was nou nie baie gelukkig nie. Ek dink as jy weet hoe werk 'n drop, wag, ons praat weer 'n drop kick nie. Ja. Maar ek moet sê ek was nie baie gelukkig nie. Ek dink daar steek bietjie meer in Onthou die- span, hulle het voor- ver geloop ja, het. Hulle het geweet die ouens gaan met 'n comeback kom. Dis die Dis ding. wat ek wil sê. Maar onthou ook, die vorige week, ek het verlede week gesê, Rassie het baie gepeter Ja. in die span. En ek dink as jy so baie vinnige veranderinge maak in die span, die ouens gel nie lekker. Ja, mekaar is dit vind. Maar ook, voordat ons verder gaan, Maggie, hierdie week se episode word geborg deur Trans TV Electrical and Lighting. Uit wat uit Daar sy. En ons het oor Hulle hulle gaan- gesels as ek ja, dit gewus het wat hulle Jy gaan hulle details hieronder Ja. kry. Dit is 'n Trans TV Electrical and Lighting is 'n elektriese handelaar in Lieskstraat Ja. 61. Hulle is so bietjie buite die middedorp en dis een van daai min plekke waar jy kan uitkom sonder dat jy deur die dorp hoef te ry. direk langs kliks, né? Ja, direk Ja. langs Kliks. En as jy nou van Auckland se kant af kom, dan gaan jy daar agterom by agter Checkers met Margarita Prinsloo en dan kan jy in Lieskstraat van daai kant af kom. En as jy van die kant af kom, gaan jy Margarita Prinsloo verby Protea Hotel en jy kan daai roete volg tot in Lieskstraat. Jy hoef nie deur die middedorp te gaan. Ek gaan maak 'n draai daar. Ek is baie ernstig as ek sê enigiets is daar. Ek was baie verras met die badkamerverhitting wat jy kry, Ja. die verhitters in die dak en hulle is nie duur nie. Regtig. Ek weet daar is party winkels in die dorp wat hou aan, ek gaan vir jou dat ding. Ek het hom, hou net aan. Ek gaan vir jou kry en dan word dit daar gekoop. Hulle gaan haal dit by Trans Gaan TV. doen Trans dit, TV is ja. al 'n stoor by hulle. So en dis 'n massive winkel. Dis 'n So, groot winkel. Hy lyk klein van buite af, maar Ja. dis een van daai misleidende plekke. Ja, Hy's ja. baie groter en hy's dubbel verdieping. Al die beligting is bo en al die elektriese goed onder. So As dankie jy vir ons iets borg. soek, ja, baie dankie dat julle ons geborg het. En vir die mense, dis die winkel waar daai man in die amer pak. Daar's daai hy, knight ja, in shining armor daar buite staan. Maar daar's eintlik twee van hulle. Daar's een bo ook. Gaan wys dit vir die kinders. Ek Dis wil altyd amper om die- sê, om die staan. as jy nie 'n lig in jou lewe soek nie, maar jy soek 'n prins op 'n perd, gaan kyk maar die almal Gaan uit. kyk. En die nice ding is, hulle het mense in die straat wat mense, die kliënte Ja. se karre en goeders Oppas. dophou. So ja, dit is Ja, 'n jy moet nie bang veiliger. wees om Dit is daar 'n te veiliger plek om te wees as die res van die dorp. Ja. So dankie Trans TV dat Ja. julle ons borg.
Ja. Nou, so gepraat van rugby. Ons het ook in Klerksdorp 'n bietjie rugby by die Mark Otter Ja. stadion. Ja, daar's 'n hele bymekaar kom môre. Hulle het braaiers daar, daar's live music, bonfires, daar's 'n oop bar en hulle het 'n jumping castle vir die kinders. Kinders geniet altyd jumping castles, my knie raak seer, kyk dit vir hulle. En dit gaan wees Klerksdorp teen Potchefstroom se spanne. Ons eerste en ons tweede spanne. Die eerste span speel van 2 uur af en dan ek jok. Die eerste game is die tweede span van 2 uur af en dan ons eerste span gaan speel teen Potchefstroom 3:30 en daarna gaan die rugby op die groot skerm. So as jy nie lus om Portugese saal toe te gaan nie en daar rond te gaan loop nie, dan gaan kyk jy daai rugby. Maar jy mag net voor die TV sit nie. Ja, nee. Kom 'n bietjie uit en ruik die vars lug. Ja, geniet net daai naweekie. Ja, wees net versigtig vir die potholes. Ons het gepraat van potholes. Ons wil graag ek wil julle vertel van Porsche Burrell. Ek mense ken vir haar, sy is van die DA en sy het ons nuwe meier. Ek noem hom nou maar Frikkie, want dit is net vir my makliker, maar dit is eintlik Fikile. Ja. Matloppe. Is dit Matloppe? Ek sukkel vreeslik met Dis kom ek jou los met hierdie goeie wat jy maar klink of laat die mense dink jy vloek hulle nie ja, eintlik. Meier Matloppe verwelkom. Dis ons nuwe meier vir die mense wat nou dit gemis het. En vir hom gesê, jy weet, jy inherit, wat jy erf vir jou 'n dorp met baie probleme. En glo my, daar is 'n paar probleme, maar ongelukkig, hy het nou nie die probleme geskep nie. Maar kom ons hoop hy kry dit uitgesorteer. Hopelik gaan hy opgelos kry, bietjie anders as die ander klomp, nee. Soos van die probleme wat sy aan hom uitgelig het, is die probleme met al die waterlekkasies wat ons het. Jene, dit lyk verskriklik. En Strate lyk erg. Ons strate lyk erg van die potholes wat veroorsaak deur waterlekkasies. Maar dit veroorsaak ook 'n probleem vir jou ma, is 'n projek. Ja, hulle wat ons die potholes doen, ons dit so. Dit help nie, hulle gooi die goed en maak die potholes toe en die water lig dit weer nie. So hulle het beklei al 'n goeie 2 weke wat hulle of nie beklei, gaan soepat en smee, ek noem dit maar beklei. Want hulle vra asseblief kom maak dan net die lek reg en dan sit alle lange verskonings en redes en goeters. So nou lyk dit amper asof hulle nie hulle projek laat gebeur, maar hulle kan nie aangaan nie. Hulle hande is regtig afgekap omdat hulle nie hulp kry nie. Van daai kant af nie. So miskien moet ons vir die mense daar buite vra om vir ons te begin foto's neem, video neem op julle selfone en stuur dit vir ons. Ja. En ons sal dit sit hierso op ons geselsheid nie so vir mense wys waar is die probleme? Waar lyk die pad sleg? Ja. Waar brand die straatligte nie of net die robots wat nie werk nie, maar ek het ook bynoem. Ja. Daar is 'n probleem met die robotte op die snelweg. Kom ons noem dit nou maar snelweg of hoofweg of die hoofpad, die N12 wat deur die dorp kom. Die N12 is veronderstel om bestuur te word deur Sanral en hulle laat toe dat sekere goed deur die munisipaliteit gedoen word en dan betaal hulle weer die munisipaliteit wat nie gebeur nie. So ongelukkig val die robotte, soos ek verstaan, onder Sanral se bestuur en dit is 'n bietjie moeilik om enigiets deur hulle gedoen te kry. Ja, ongelukkig is dit nie die keer weer die munisipaliteit wat nie hulle werk doen, dis nou hulle. Want dit veroorsaak baie ongelukke. Ek moet eerlik sê daai brug daarby Charlene's, jene tot die paal is nog weggesteel. Ja. So daarby CTM. Dit is ongeluk op ongeluk want die is daar kom net niks nie. Ja. Ons dorp is regtig besig om 'n bietjie uitmekaar te val en ek dink regtig die ouens wat in beheer is en weet wat hulle kan 'n verskil maak. Dit raak tyd. Dit raak tyd, regtig. Ja. Kyk na van ons ministers as voorbeelde. Laat hulle vir julle voorbeeld wees van hoe dinge gedoen word, soos Kaiton McKenzie. Ek love die ou. Hy weet maar net hoe dinge mekaar ja, gaan luister 'n bietjie vir. Ja, gaan luister hoe 'n ding gedoen. Natuurlik ook the road infrastructure, potholes en so voort nou net bespreek. En dan outstanding disciplinary proceedings against those found to be in contravention of the Municipal Finance Management Act. Ek wonder met van wie verwys hy. Ek sien niks meer nie. Ons sê niks. The excessive wage bill, dit is nou die klomp mense wat so baie geld verdien. Poor audit outcomes, street light outages. Dis ook 'n baie groot probleem hoor. And sewer challenges affecting health and the dignity of
residents. Nou hier wil ek graag praat. Dis nou in Stilfontein veral. Daar is areas wat mense my nou al gebel het. Ek het 'n vriend gehad wat my nou gebel het van Stilfontein af en hy sê weet wat, hy kan nie meer lewe met hierdie reuk nie. O Hy sê dit vat 'n ruk. Jy raak dit tot 'n mate soort van gewoond, maar jy moet maar saam met leef, ja. hy sê hy wil dit vergelyk om aan 'n Vienna te eet wat vir 3 dae op die sypaadjie gelê het in die son. En ek het gisterand op Facebook gesien iemand het weer gesê asseblief nou. Asseblief dat ja, letterlik dit vrot. En ek meen dit hou met hulle gesondheid. Hoe lewe mense? Ag nee. Ja. Ek kan nie dink dat dit enigstens gesond is nie, maar ja. En dan natuurlik the overgrown grass creating a fire hazard. Het jy gesien hierdie verskriklike rook wat elke nou in party. Ons het nou 'n gebrand hier gehad by tussen Curro en Triest. Jene het gedink daar gaan geboue afbrand. Ja. Maar ek dink hulle het mense gewaarsku ook. So ja, en dan ook regtig weer eens by my Sellebrug brand hulle ook die velde so want hulle wil en ongelukkig daar's karakters wat aande deurbring onder die brug. Onder daai brug. So dit is behalwe 'n sekuriteitsrisiko is dit 'n gevaarrisiko want hulle maak vure daaronder. Tog het hulle al meer as eendag hulle gaan verwyder. Ja, So sien hulle trek. Dis nie asof iemand nie iets doen daaromtrent nie. Dis net alles hardhoorend. Hulle het geen inkomste nie. Dis hulle huisstuif en nie klaar. Ja. So ek weet nie wat se probleempie mens daar kan uitsorteer nie, nee. Maar goed. Dan van die polisie af. Ek moet altyd 'n dingetjie inbring van die polisie af. En hulle het alweer goeie werk gedoen. Hulle het manne gearresteer op die 8ste Julie wat in Ottosdal het hulle 'n winkel daar beroof. Okay. En toe op hulle tripie deur Klerksdorp het ons tactical response team die manne gearresteer. Dis is slegs op oudjies toe na hulle werk gedoen. Wel gedaan. Maar onder andere een van die toe hulle nou deur die goed gaan wat hulle nou by hulle het onwettige ammunisie, vuurwapens ensovoorts, het hulle 2 polisie aanstellingskaartjies gekry. Wow. Nou daai kaartjie is soos 'n free entry amper enige plek. Ja. Want dit is 'n aanstellingssertifikaat. Dit is kaartjie. Toe vind hulle uit dat een van die mense wat hulle gearresteer het 'n voormalige polisieman is. Wow. Okay, so Maar hy is afgedank, maar op 'n manier het hy toe nou aanstellings kom ons afgedank gewees. So ja. Nee. Dan is daar 'n ander geval gewees op Vrydag verlede week. Is daar 'n winkel beroof van selfone by die Matlasana Mall. Matlasana Mall sekuriteit gelukkig het baie vinnig ingespring en agterna gehardloop en een van die manne gearresteer gekry. Okay. So die selfone is daarom teruggevind. Weer die tactical response team het vinnig daar ingespring en kom help. Maar ja, ongelukkig die ander manne het weggekom. So ja, wel dalk split hy hulle. ja, kom ons hoop nou maar so. En die sake het nou voorgekom, maar weet dit is lopende sake, hulle is nou eers tydelik uitgestel. So ons sal nog verder ons sal volgies daarop hê. Dan ons wens ons ou MEC vir Agriculture and Rural Development, Madoda Sambata. Was dit 'n kar ongeluk geweest? Die vrou hierdie van ek leer die van hulle kom reg. Hy was in 'n kar ongeluk geweest op pad terug van Rustenburg na Klerksdorp toe. Maar die mense wat nou hierdie ou ken, dis een van daai mense wat nou stilletjies in die agtergrond besig is met goeders. Dis een van die min ouens wat actually bietjie werk doen. En hy het soveel vertroue gehad in ons Tsepong Hospitaal. Hy het daarop aangedring dat sy drywer en die mense wat saam met hom is, sy sekuriteitspersoneel en hy self na 'n publieke hospitaal geneem word. Ons wil dit dan nie privaat sektor hê nie. Ja. So hy is nie na 'n privaat hospitaal toe nie, hy is na Tsepong toe. So hy het seker 'n rede hoekom hy soveel vertroue het. Hy het vertroue in 'n hospitaal. So as hy vertroue daar het, well done. Elke hospitaal het ek sê elke bus het sy passasiers. Ja, daar's en jy kan nie enkele persone of 'n afdeling blameer en 'n hele hospitaal blameer vir daai enkele afdeling of persoon se probleme. Ons het laasweek ook oor dit gepraat juis. Waar ons nou weer 'n bietjie slegte nuus oor Tsepong gehad het waar dit nou nie beteken die res is dit gedoen is. So ja. Okay. Dan het ek Newsroom Africa, is een van daai kanale wat nou maar 'n bietjie kom ons obskuur. Is daar so 'n Afrikaanse woord obskuur?
En, Jy sê wat alles ja, ek volg hom aan uit wat jy sê. ek het hierdie nuusartikel gesien op YouTube eintlik, op Newsroom Africa, want ek volg die kanaal. Dit is vir my nogal baie interessant. Newsroom Africa is meer Afrika soort nuus. Want hulle volg die hele Afrika, So as jy nie taal verstaan, ek jy lees. ongelukkig in baie gevalle is dit ook die nuuslesers en so aan is Engels, maar baie van die mense wat hulle onderhoude Interview, neervoer, ja. praat Sotho, Venda, Khoza, you name it. En so mense moet hom maar vinnig lees. Toe sien ek Klerksdorp raak. Weet jy, dis eintlik 'n ou storieetjie. Okay. Ons departement van arbeid in Klerksdorp se gebou is toegemaak. Hulle ruk terug. O, Ja, dis eintlik hulle ruk terug omdat daar waterlekkasies is wat ook 'n strukturele probleem begin bord beter, okay? van die gebou. Okay. Toe word hy nou toegemaak. Toe het ons al vergeet daarvan. Dis nou al 6 maande. So lank. Ja, en die departement van arbeid Okay. word nou tydelik gehuisves in 'n gedeelte van 'n saal by ons stadsaal. Okay. So mense moet nou daar opdaag, maar Ja, asof die stad dis sal nou veel beter absoluut lyk eintlik. chaos en mense word nie gehelp nie. Hulle sê as mense, een persoon wat daar gepraat het gesê, hy staan half 5 in die oggende op en om daar te wees en dan kom hulle half 6 daar aan en dan's daar reeds 'n queue mense. Daar's mense wat al vir 3 weke Elke dag. gaan. elke dag gaan of oor die hoop laaste hulle 3 gaan weke vandag elke gehelp word. en dan kom 8uur, dan vat hulle net die mense wat in die queue is. Ag so. Hulle aanvaar niks nuwe mense nie en dan is hulle oop net tot 1uur. Oh. Dan maak hulle weer toe. O, so ons werk nie voldag. So dis 'n nie, net voldag halfdag. eers nie. So dis Geen absoluut wonder een die chaos. mense moet al 3 weke lank gaan nie. En ek dink ons meier moet dit aanspreek en ons MEC's en dit is 'n baie belangrike aspek van Ja. en dit Goed. moet aangespreek word. So ja, ek gaan Dis vir julle sad. so een of twee klein Klips kort gooi. tips daar speel dat julle ook kan sien wat die mense sê. Dan Jy klink opgewonde vir hierdie ene. ja, as ek sê Dan. dis amper asof Klerksdorp of ons omgewing sy eie gangsterisme skool het. Hulle sê hierso en ek wil graag hier lees. Alabama Secondary School has been identified as one of the hotspot schools for crime and gangsterism. Hulle het nou in die week, dis op die 17de Julie, het hulle 'n surprise raid gehad by die skool. O, klopjaggie. Okay. Klopjaggie. Dis 'n mooi Afrikaanse woord. En hulle het onder andere 'n klomp goed daar afgeneem, wapens, messe, pangas, alkohol, vapes, firelighters Dagga. en weed. Hulle sê weed. Weed. Dagga. Weed. En dis 'n probleem. Weet jy, Hartseer want dit is ons kinders wat ek moet sou ietsie word. in my dae op skool dit nie gewaag het om alkohol skool toe te vat Nee. nie. Waarheen gaan nee, ons nee, skool? nee. Struktuur. So Ek dit het is nou my dis sigaretjies of wat ook nou nog lekker skelm gerook het, maar ek was hard gevoeter daaroor. Ja. En jy het dit so weggesteek. Jy het nie, joh. dis nie nuus. Nee man. Dis nie nuus. Jy nie vir ons ietsie te sê oor die mol nie. O, weet jy wat? Ons het 'n gevalletjie gehad wat ons gesê het ons gaan opvolg. Das? Van verlede week. Een van maar 'n paar mense het al geklaar Klagtes weet oor ingesit. winkels in Matlasane Mall wat of vroeg toemaak of laat oopmaak. Ja. En ander Die klagtes musiek. gehad soos musiek wat hard is en temperature wat is of te warm of te koud. Toe het ek nou met die molbestuur 'n vergadering gehad gister. En MC en Mandy Dievenage. Mandy Dievenage is ons molbestuurder Okay. en baie vriendelike dame. Jy hoef nie bang te wees vir hulle nie. Hulle is nie drake nie. Hulle is nie soos 'n skoolhoofde en so aan nie. Okay. En Mandy het gesê daar is eintlik mense wat gereeld daar opkom na die kantore toe en by hulle kom kla. So jy kan direk na hulle kantore toe gaan en daar Party dit 'n bietjie Enige- waar is daai kantore vir die wat dalk nou nie sou nou weet as nie. jy kom ons sê dit is langs die Mug and Bean. Mug and Bean. Is daar sulke trappies waar jy opgaan. Jy kan met daai trappies opgaan
En dit is waar. Of vra vir die Daar mense by die lift, langs die lift. huiser, né? Ja, Ja. ja. Langs die lift, aan die linkerkant van die lift, jy sien maar trappe waar opgaan. Dis waar die ou OFM kantore ook was. Ja. Of vra vir die mense by Maggot Bean, hulle sal vinnig vir jou daar ook help. Ja, ek dink nog al as jy vir Nou iemand Mandy het gesê die mall het spesifieke reëls en regulasies en goeders wat hulle moet volg en reëls vir tenants. Hulle mag nie vroeg toemaak nie, hulle mag nie laat oopmaak nie. Ek meen 'n mall het sy werksure Dis hy. finishing klaar. Tensy daar baie spesifieke reëlings gemaak is Okay. en notifications in die Okay. bordjies in die vensters. Ongelukkig goed soos temperatuur in 'n winkel het hulle geen beheer oor nie. Hulle het hulle verskaf air conditioning en dis elke winkel se keuse of hulle dit wil gebruik en hoeveel daarvan hulle wil gebruik. Dis ongelukkig hulle noem dit die tenants se bestuur se besluit wat die temperatuur gaan wees. Okay. Maar musiek moet Aangehoor word. ja, hulle sê die musiek mag nie hard wees nie of steurend wees nie. En as jy 'n probleem het met die musiek, maak 'n video op jou foon, neem dit op en stuur dit vir haar in 'n WhatsApp. En hier is haar nommer. Ek gaan Mandy Dievenage, baie vriendelike dame. Sy het gesê ons Sy het gesê ons mag haar nommer hier sit, so as jy 'n klagte het oor enigiets van 'n winkel of enigiets in die mall, as daar 'n probleem is in die mall, as daar gebreekte toilette is, krake in die mure wat jy dalk sien, Of vloere, ja, die wat ook vloere, of enigiets wat die mallbestuur van bewus gemaak moet word. om vir jou te verbeter as 'n kliënt. Maar moet nou nie net die gritty stront gaan maar en hou op om net altyd te wil kla en niks daaraan te doen nie. So kry 'n bewys. Kry 'n Ek moet bewys, dit neem 'n foto, neem 'n Stuur dit videoetjie. vir haar, dan kan sy iets doen. Maar hulle weet nie van die probleme, so hulle neem aan alles is dankie Dorrie. So ja, hulle het So, gesê ja. hulle probeer enige probleem wat mense na hulle toe bring, spreek hulle aan en julle as mense, die publiek is baie welkom om enige tyd met hulle te kom gesels. En onthou, as hulle iets reg gedoen het, 'n sjokolade of 'n pakkie biltong. Sal ek doen. As hulle vir hulle begin bring. Bring dit vir ons. Okay. Oom Basil van Ai. die founder van MCC. Ek wil sê hy was eintlik gebless. Hy het wat hoe oud geraak dat ek ja seker maar 95 Kan jy jaar. glo? En hy het nog rondgeloop op daai ouderdom. Hy was sy ouderdom was hy baie meer fit geweest as ek. Kom ek Ja, stel dit nee. so. So ons innige meegevoel vir almal by MCC. Ek weet hy het 'n groot rol vir julle gespeel. En maar hy is nou. Hy het baie hard dankie vir al die gewerk. jare. Baie Hy dankie. het hard Ja, gewerk. hy het hard gewerk. So hy mag 'n bietjie rus. Maar daar's hy. Dan ons kry 'n nuwe restaurant, O. Primitive Dining. Ooh, Ek verstaan ook hy's 'n om is dit primitive of is dit nie? ja, Primitive dining. Dit klink vir my na iets dis karnivories. baie klasie. Dit is baie ek hou van wat ek sien. Is 'n plek in Irene Park en ek kry net nie ek het dit gescreenshot wat ook 'n nuwe restaurant is. Maar dit is so just dis netjies man. Weggesteek. Hy's weggesteek. Mense weet nie van hom nie. Hy's op Facebook, maar daar's nie kontakbesonderhede niks nie. So ek probeer hulle bietjie in die hande kry. Hulle het nie 'n page nie, hulle het nie 'n webwerf nie, hulle het Versteekte niks. juwele. Dis soos Ja. Kandas. Kandas is net so 'n lekker plekjie. Min mense Min weet mense van weet hulle. van, maar hulle adverteer ten minste dat jy bereik, ag dat jy kan begin raak sien. Ja. Maar die mense doen nie en ek dink amper in die post het ek heeltyd gesien en sê die kok van Rhapsodies, baie Rhapsodies ja, genoem. ja. So ek weet nie of dit mense is wat Rhapsody- oorgekom ja, het. Rhapsodies het Absolutely. baie lekker kos gemaak. So lyk my dit is dit, maar okay, dis nou nie waaroor ek praat nie. Ek gaan hulle soek en vind. As Kom ons hulle kyk gekry net het, die ons praat. prentjies. Maar kyk dit hier lyk na so 'n kunstige mooi plek. plek, nê? Wow. Dit is absoluut vir my 'n stunning plek. Primitive dining. Melanie Viljoen. Me- Lyk my sy is Dis die 'n eindelijk interessante ek praat al spelling verkeerd vir aan hom. Melanie dalk. Dalk- Melanie Viljoen. Dalk dit. Kom ons okay. Maar sy- Melanie, julle gaan maar vir ons moet laat weet hoe jy dit Ek het 'n uitspreek. post gesien dat hulle 'n dans gaan hê. So ons sal hom bietjie opsit. Ons sal hom definitief Ons sal hom dophou. opsit. Daar gaan 'n dans by die plek wees, dan kan mense gaan uitkyk hoe lyk dit. Trauma First Responder Chaplaincy. Trauma man. First Responder Chaplaincy. So die mense doen regtig ook 'n baie nice ding in hierdie dorp. Maggie, vertel my van Trauma First Responder. Hoe het jy hulle in die hande gekry? Dit het begin deur daai wat ek laasweek gepraat het oor Kosmama se nood. Okay. So Madeleine Kapelaan, Madeleine het my ons het gesels en ons wou regtig niemand te nakom nie. So ons kontak iemand en ons sê luister verduidelik vir ons en
Ons help waar ons kan. En sy Dinsdag met hulle vergader. Ek moes by gewees het, ongelukkig kon ek dit nie maak nie. En sy het toe met hulle gepraat en hulle is die dierbare dames. So julle kan regtig kyk, hulle gaan nou registreer, Madeleine, Kapelaan Madeleine het hulle gehelp. So hulle gaan nou registreer om die regte prosedure te doen wat van hulle verwag word. Met ander woorde, hulle het mense wat ander mense probeer help het, maar dit op 'n ongeregistreerde manier gedoen het, gehelp om geregistreer te word in die hele proses. Ja, Madeleine het hulle vir Kapelaan kosmamas Madeleine, gehelp. Ja, vir kosmamas gehelp. Laat hulle net die regte. Kyk, dit is baie moeilik as jy Nee, maar ek wil gou net vir mense verduidelik hoe amazing is dit. Dit is nie iemand wat net iemand anders. Jy's nie geregistreer nie. Ek gaan jou Nou gaan ek afbreek jou seermaak. en ek gaan jou looi en seermaak. Toemaak Want en dit klaar. Dit is hoe mense geneig is om te doen. wees. Nee. Sy het Baie geskakel. dankie, Kapelaan. Nou sy het geskakel toe sê sy weet jy ek wil jou nie seermaak nie, maar mense wat met goeie bedoelings kom kry altyd die seer se kom ek beskerm jou en dis wat sy doen, sy beskerm. Dis wat ek eintlik wil sê. Dis amazing. Dit sê baie van wie sy is en Haar wie karakter. wat is die naam? Trauma First Responder Chaplaincy. Hulle is 'n oulike groepie. Kyk, Madeleine is streng, sy vat nie stront nie, behaas reg en verkeerd, klaar. Daar's nie 'n middel nie, daar's nie 'n grys nie hoe dit moet wees. So hulle doen baie oulike goedjies. Goed dat ek nie regtig, daar's goed dat ek nie mag uitlig nie, obviously nie. Hulle werk baie nou met trauma eenhede, die ambulansdienste, Debbie van Impala. Hulle bied kursusse aan. Hulle gaan kyk hulle blad op Facebook uit. Hulle is regtig 'n baie oulike groepie mense. Ek gaan 'n stupid voorbeeld gebruik soos mense sal dink as jy op 'n kar ongeluk kom en daar's kindertjies betrokke, moet jy hulle net rustig maak en hulle by die mamma en pappa kry vir die hospitaal. Wat hulle doen is hulle sal 'n teddybeer byvoorbeeld saamvat. Maak nie saak of hulle weet daar's 'n kind of nie. Hulle vat 'n teddybeer op 'n ongeluk en as daar kind is, dis sy vertroosting, dis sy comfort vir daai rukkie wat ook al is en hulle hanteer die kleintjies sag. Jy gaan nooit dink om 'n teddybeer vir 'n kind op 'n ongelukstoneel te gee nie. Hulle doen dit. So as jy teddybeere het, hulle het op die oomblik dink ek het sy gesê hulle nee, dit was vir 'n ander saakie. Maar hou jou goedjies bymekaar. Kontak my as jy moet. Ek kom tel op met liefde. Ons het ruk terug 'n mat gesoek vir 'n plekkie en dit kan ek ongelukkig nou nie noem waar nie. Dankbaar, baie dankbaar ons het die mat gekry en dit gaan alles vir kindertjies ook. So ek dink dit is mense met 'n groot hart. Ja. Dis mense met hulle sien baie seer. Jy moet opgewasse wees vir dit. Ek wil vir mense ook sê ons vergeet baie keer die tipe lewens wat mense daar buite vir ander mense doen wat ons niks van weet nie. Dink 'n bietjie, 'n verkeersbeampte is baie keer van die eerste mense wat op ongeluk afkom. Hulle en jou medics wat die eerste keer daar kom. Hulle help. Hulle is daar elke liewe dag om daai tipe goed. Baie mense daar die tyd met dit. Ons mense, selfs mense wat baie ver afstande ry en so aan. Hoe gereeld kom jy op 'n ongeluk af? En ons ry meeste van die tyd maar net by 'n ongeluk verby. Maar om die eerste persoon daar te wees op daai toneel elke keer en te gaan help elke keer. Ek sal nie eers weet wat die eerste ding is wat mense moet doen nie. En wat nice is van hulle is ook 'n non-profit organisasie. Non-profit organisasie. So hulle doen dit uit die liefde, hulle doen dit vir die liefde van die saak. Hulle absoluut is ook hulle werk vir ons gemeenskap. So ek sê altyd mense soos Kapelaan Madeleine en haar span natuurlik is die engele op aarde. Hulle vlerke sien ons nie maar in optrede. So dankie. Ek en sy praat baie deesdae. Sy is 'n vrek besige vrou, maar ons praat baie en ons het goedjies wat kom. Dis is daai onderwyser tipe mense. Kyk, ek het baie respek vir 'n polisieman, 'n onderwyser en enigiemand in die mediese bedryf. Ek het al van tevore ook gesê dat dit is van jou moeilikste bedrywe en baie keer van die ondankbaarste. Baie. Kyk, jy word nog gevloek en geskel en geskreeu. En eintlik al wat jy wil doen is goed doen. Net mense help. En weet jy wat? Maak saak hoeveel hulle gevloek en geskel word nie, hulle gaan terug en hulle gaan help weer. Ja, nee, is dit nou nie die waarheid? Dis baie spesiale mense. Baie dankie vir julle. Waardeer. So ondersteun ook vir kosmoedertjies. Daar is elke dag nuwe babas wat weggegooi word. Elke dag nuwe babas wat daar is wat doeke nodig het wat help hulle. Daar is soveel organisasies veral in Klerksdorp wat hulp nodig het. So as jy ekstra het, kontak hulle, vra luister ek het dit kan
gaan jy iets doen met dit. Indien nie, gaan hulle vir jou sê, gaan soontoe of gaan soontoe, want ek weet die organisasies het 'n WhatsApp groepie wat hulle mekaar gesels. So, daai enetjie sal wel vir die ander een sê, luister, die dametjie wil dit gee, so kom ons help, is al wat ons kan doen. En so gepraat van help, ek wil weer 'n beroep doen op mense, as julle in Stilfontein shelter vir diere. Ja, Dit is, hulle het altyd, soos het hulle soek altyd, maar die belangrikste is kos, op hierdie stadium kos. Ja. En as jy nie die geld wil vir hulle vat 'n sak hondekos vat 'n sak hondekos. As jy 'n goedkoop hondekos soek, dan hier in Central Avenue is the grocery store. Hulle verkoop groot sakke hondekos, goeie hondekos vir 'n goeie prys. Koop 'n sak en gaan lewer dit vir hulle af. Hulle het altyd. Ek sal gaan weer hulle besonderhede hieronder ook sit. So dink ek, wat julle hulle ook kan weer kontak. Suzette is een van daai mense. Sy doen dit vir die liefde vir hierdie diere. Sy behandel elkeen van daai diere asof dit haar eie dier is. En baie respek vir sulke mense, want hoeveel van julle sal sommer net 'n dier wat jy nie eers ken nie in jou huis invat. En glo my, daai waar hulle dit doen vir daai diere is soos hulle huis. Ja. Terwyl ons oor skenkers praat, wil ek vir ieder en elke een baie dankie sê wat my gehelp het om hande te vat met my en hy. Ek het vanoggend ook 'n video van TikTok geshare waar sy 'n aanval gekry het. Ek het gesmeek hierdie week. Dis ek luister, ek het nou klaar gevra ek smeek nou. En dit het so ingegaan. En ek het vir haar gaan redelike voorraad gaan kry. Ek het uitgewerk so omtrent so 6.500 rand maandeliks om te kan eet. Ek weet almal gaan nie elke maand kan doen nie, obviously nie, maar hierdie wat ons haar voorsprong kan gee, so ongelooflik dankie. Ek wil dankie sê vir my skenkers wat my vertrou en sê Maggie, die een hand weet nie wat die ander hand doen nie. Ek soek nie bewyse van wat jy gedoen het nie. Ek het wel een skenker my lekker uitgetrap want ek het wel vir hom die bewys aangestuur hoe ek sy goedjies gekoop het. En hy sê mankel. Hoekom doen jy dit? Ek weet jy gaan nie eens vanaand kan slaap as jy sal moet iets vat nie. Ek weet, so dankie uit die diepte van my hart uit. Dankie vir elke liewe bydrae. Dankie dat jy my vertrou. Dit is 'n baie groot ding want I need to say, jy kry baie scammers daar buite. Jy kry mense wat vra sonder om dit vir die regte doel te doen. Maar moenie so iets aanpak as jy jouself wil verryk nie. Don't do it. En ek het ook in my video gesê, as ek iets doen en jy verwag 'n foto van wat ek doen, vergeet dit. Moenie vir my skenk nie. Ek het wel meer my se kossies afgeneem, wat ek dink die skenkers het. Dis belangrik hulle sien wat ek doen. Ek het die slippies, ek hou boek, maar ek wil net dankie sê. Ek het al gechunk. Rian, ek verstaan nie dat ek al gehuil hierdie week nie. Jy praat nou van scammers en ek wil graag daai nou weer aanraak. Ongelukkig raak Facebook die laaste ruk veral toegegooi onder die scams. Daar's een baie eenvoudige manier om uit te figure of die ding wat jy wil aanstuur van 'n verlore hond, 'n hond langs die pad. Kind op byvoorbeeld die week. Of die kind. Dis 'n missing kind of 'n missing ou persoon of hierdie persoon sit daar. Die vinnigste en die maklikste manier om te sien of dit 'n scam is, maak hom oop. As daar nie kontakbesonderhede is nie, daar's 'n selfoonnommer of 'n e-pos of enigiets nie, dan weet jy, dis een van daai scams. So wees versigtig vir daai goed, want hulle word mense daardeur gescam. En jy gaan ook agterkom wanneer jy hom oopmaak, dan sê hy the comments are closed. Ja. As hulle die kommentaar toemaak op daai ding, dan weet jy dis 'n scam. So, want daai van die brandweer, toe lyk dit so legit. Dit lyk, ja. En toe ek nou eventueel daai van die comments wat jy toe nou sê, sê ek en toe waarskynlik 'n ander meisietjie my op, toe sê ek soos, ag Vader, moenie te haastig wees en net wil share, maak maar eers seker. Ek het al een van daai goed geshare en die oomblik het kom share, toe kom oopmaak en wag 'n bietjie, dis 'n scam en dan delete dit. Dit gebeur maar die belangrikste en die maklikste manier om ander mense te help is as jy dit geshare het, delete dit. Ja. En vir die ander mense wat weet hoe nog op 'n ander manier te doen, report dit aan admins van daai groepe en hulle haal dit af. So dan het ek nou niks verder te sê behalwe Nesquik het 'n banana smaak en hulle het mos nou van die rakke afgekom en toe bring hulle weer terug en dis nou net tydelik.
goeie genade. Nee, ek wil nie 'n kar koop nie, ek wil net 'n glas melk drink. 300 gram, so klein asseblief man, as jy vir my iets terugbring wat regtig werk en is lekker, moet nou nie my sak wil rukkie. 300 gram, regtig, Rian, so 'n bakkie. R89.99. What? Nee, ek gooi ou ros en melk in 'n brood amper dieselfde, maar ek drink nie so duur milkshake nie. Rarig. Dis belaglik. Ek wil so graag die banana smaak probeer omdat ek nog nooit Nesquik in het nie. Nee. Ek weier. Ek betaal dit nie. Nee. Ek gaan 4 glase met my kindertjies, my kleinkinders. Nee. Dan gaan ons een bakkie met een gebruik klaar Want maak. jy moet minstens 2 groot opgehoopte lepels op 'n klein Net die glasie. smaak te proe. Net die smaak te proe. Exactly. Partykeer 3. Nou, as jy nou daarna kyk, dis dan dieselfde prys as 'n Nescafé Classic. Presies. Nee, en dan ek verstaan nie word jy Pick n Pay verkoop, al die Pick n Pay's verkoop en so. Ek kan nou dink nou hoekom wil Checkers dit al nie verkoop. I don't know. My Nescafé Classic hou so 'n bietjie langer want jy hoef nie so vreeslik op. Baie nie, dit is nie, dit is bietjie laf. Nee. So Ek is ja, jammer, maar nie net dit nie. Het jy al gesien wat kos hierdie gegeurde Rice Krispies en die pappe en dis nie meer lekker. Nee, Die gewone Rice Krispies is nee, nie ek meer. praat van R100 plus 'n boks. En maak nie vol my. Nee, dis nie kos nie. Dis wind. So nee. Ja, ongelukkig al die Volgende- lekker onnodige goed raak belaglik en dan kry jy die kindertjies wat so skreeu vir dit wat die maar het nou maar net kop dat die kind kan stil bly. I'm sorry. Nee, Deur daai kind ek- paniere jy skreeu nie vir iets nie. Ek's jammer. Julle- Ek seker beduiweld uit. Ons nuus word weer lank. Ja, as jy ek is gekyk klaar. het as jy gekyk het tot hierso baie dankie. Waardeer. Maar Maar ek nou sit 'n mounie vandag. volgende naweek is nou weer van volgende Volgende naweek naweek, raak dit dan weer lekker. Van volgende naweek, hierdie is ons hooplik ons laaste koue naweek. Van volgende naweek gaan dinge begin warmer raak. Want ek Meer sien dinge om te daar's doen. golf daar is horse racing, want is die July, ek sop July by Kanda's restaurant, daar's golf. Die Flamewood Walk markdag Die volgende Predators Saterdag. dink ek. Daar's 'n Fast and Furious Cars and Sound by Wheelies. Daar is Tries se Derby. Ek praat eintlik Die van hom, bikers sorry, ja, ken- wat ja. hulle die motorbike weggee. Ja, die As jy nog nie 'n motorbike. kaartjie het nie, R100 'n kaartjie wat jy 'n motorfiets kan staan om te wen, gaan koop hom nou By vandag. Bokkies gaan By hulle daai. Bokkies, Ja, of ek sou kontak so Johan graag van daar wou Bits and gewees Bytes. het, maar ongelukkig het ek 'n verjaarsdag Ja. wat ek nou gaan bywoon en foto's doen en sulke goeders. So ek kan ongelukkig nie daar wees nie. Jammer Johan, ek vra om verskoning. Daar's Delana Vierenkien en daar is nog golf daar. Julle, dit gaan Dis 'n vol 'n lekker naweek. vol naweek en van Augustus af gaan ons events deur die dag. Ja. Hou ons wat gebeur waar dop. Elke Woensdag kom 'n nuwe ene uit Ja. met die nuutste events en ja, kom ons hou dit lekker. Jou sê ding. Dink voor jy drink. Dis 'n sê ding wat ek jou kuier gedwing julle. het om te begin sê nou sê ding. So ja, hey, blissful naweek. Warm wees, veilig wees, geniet gesinsheid. Van my kant af, over and out. Lekker naweek, julle sien julle volgende Vrydag. Ek wil nie buig nie, jy wil nie buig nie. Maar nou wag jy vir my.